Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, groet u hier uit die Weeslig kantoor. Het is ons 'n besondere voorreg om u in die wonderlike naam van Jesus Christus te groet met hierdie boodskap. Laat ons harte warm klop. Die gedeelte wat ek gaan uitwerk is Lukas 24 vers 13 tot 35. Ja, ons as Christene is soms so bang om oor ons emosies te praat. Veral as dit by die uitleef van ons geloof kom. Dan sit ons mos maskers op. Ons wil nie praat oor daardie seer wat binne in ons is nie. Ons wil hê die mense moet hier in die buitekant kyk en sien dat dit goed gaan en dan bevestig ons met ons woorde. Dit gaan goed met my. Maar laat ek ook maar erken. Ons almal van ons kindertyd af kom of nooit of niks oor ons verhouding met God uit ons emosie lewe nie. Ja, ons is emosieloos, want ons dink die Here weet nie en ken ons nie. Dit was vir my net nie onmoontlik om eerlik te wees met hom, totdat ek met die Here werklik in aanraking gekom het en uit kies die lewe 'n lewe gekies het om die Here te dien. Ons praat nie met God oor hoe ons voel en wat ons beleef nie. Ons hou dit so persoonlik. Miskien was en is ek en jy ook op hierdie plek in ons lewens. En wanneer dit so is, weet ons dikwels nie of ons mag en wat ons met hierdie emosies van ons moet maak nie. Ek hoor 'n persoon ander dag vir my sê, ek wil nie oor my seer praat nie. Ek kies om emosieloos vir God te lewe. Hy sukkel om dit te erken, want om dit te deel net weer die ou wonde oop te sal krap, het hy vir my gesê. Daarom het ek gekies om my boodskap oor hierdie twee Emmausgangers en die ontmoeting met Jesus aan die orde te stel. Juis omdat ons in hierdie vertelling ten minste twee dinge hoor. Hoe hierdie twee mense saamloop op die pad. Hulle het nog nie by die oorwinning oor die dood van Jesus gekom nie. Maar ook watter emosies hierdie oorwinning oor die dood by hulle sou losgemaak het. Emosies waarsonder hulle die opstanding van Jesus nooit kon verstaan het nie. Hulle het dit wat gebeur het eers met hulle verstand probeer verstaan en dit is wat ek en jy baie keer doen. Ons probeer God met ons verstand te verstaan in plaas daarvan om ons hart vir hom oop te maak en uit ons hart uit met hom 'n verhouding te hê. Ja, eers toe hulle met hulle harte en dan ook met hulle monde begin glo het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en dat daar lewe is, 'n stuk krag wat saam met hierdie opstanding van Jesus in hulle lewe 'n werklikheid begin word het. Kom ons kyk na wat gebeur het. Twee mense, een met die naam van Kleopas en een ander sonder naam, waarskynlik sy vrou, as ons in ag neem dat die Lukas handeling die volgelinge van Jesus dikwels twee op die pad uitgestuur het om oor God te praat. En Lukas dikwels uitdrukkings sou sê dat een van die twee 'n vrou is op pad van Jerusalem na Emmaus, hulle tuisdorp. En terwyl hulle so loop, praat hulle oor die Paasfees wat sopas in Jerusalem plaasgevind het. Maar voor ek meer sê oor wat daaroor hulle gepraat het, wil ek eers iets meer sê oor hulle vier van die Paasfees daardie tyd. Paasfees was vir hierdie mense 'n wese van verlossingsfees. Dis die fees
wat baie jare terug, lank voor ons Christene Paasfees begin vier het. Ons weet dat die Israeliete, nadat hulle in Egipte van hulle slaweband bevry is, Paasfees begin vier het. Met elke Paasfees het hulle teruggetrek en gedink aan die bevryding wat God hulle uit die hande van die Egiptenaars verlos het. Maar hulle het ook veral in die tyd van Jesus ook om 'n ander rede Paasfees gevier. Hulle, die Israeliete, was onder die juk van die Romeine en het gehoop dat iemand sou kom om hulle daarvan te bevry. En daarom het hulle tydens elke Paasfees nie alleen teruggekyk op God se verlossing uit Egipte nie, hulle het ook vorentoe gekyk, hierdie verlossing wat sou kom uit hierdie juk wat die Romeine op hulle sit. Want hulle het 'n Messias verwag, wat hulle van hierdie juk, die Romeine, sou kom losmaak. Maar hierdie Paasfees was nie vir hulle lekker nie. Want twee dinge het gebeur. Hulle het gehoor van Jesus, hulle het die verwagting gehad, dat hierdie Messias, wat hierdie wonderwerke gedoen het, die een wat gesê het, hy is die seun van God, ja, hulle sou kom verlos. Maar toe gebeur dit, hy is doodgemaak, aan 'n kruishout vasgenaal, deur hulle eie mense. Hulle drome was aan skerwe. Ja, en dis hier waar die emosie kom. Hulle was ontsteld, maar hulle was om een of ander rede verder ontstel toe hulle hoor dat die vroue gesê het dat die graf leeg is en dat Jesus nie meer in die graf is nie. En hulle weet nie wat het van hom geword nie. Ja, kom ons kyk bietjie na die geskiedenis. Vrouens wie se getuienis in daardie tyd so baie minwaardig geag is, dat hulle byvoorbeeld nie eers in die hof kon getuig het nie. Dit was dus hierdie twee vir hulle net vroue praatjies gewees. Maar tog het hulle ook gehoor dat die mans gaan kyk het na die graf en gesê het dat wat die vroue vertel het, waar was. Nou loop hulle met hierdie gedagtes op pad terug na hulle huis toe. Hulle was verward. Wat moet hulle dus glo? Dan sien ons uit hierdie verhaal, skielik sluit Jesus by hulle aan. En hy vra hierdie vraag, waaroor praat julle? Oor Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. Daardie man wat van Nasaret afgekom het. Hy was 'n profeet en het met krag en mag opgetree. Maar toe lewer ons leiers hom oor om gekruisig te word. Ons dink so hard hieroor, maar ons verstaan dit nie. Doen ons dit ook nie in ons daglikse lewe nie? Dinge gebeur met jou en my, en dan oordink ons, want ons verstaan nie die wil van God nie. So spreek ons mos, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ja, hulle is verward. Daar diep in hulle wese is daar 'n emosie wat hulle nie verstaan nie. My vraag aan jou in hierdie dag is, waarvan is jou hart vol? Kom daar net lof en oorwinning uit, of praat jy maar net oor jou wat om jou gaan? Mense is mos so vol van hulle self en nie van Jesus en sy wonderdade nie. Hoor waaroor jy praat. Vanaand wanneer jy na jou bed toe gaan, dink bietjie terug, waaraan het jy gedink in hierdie dag? Meer nog, daar loop stories rond wat sê, hy het opgestaan. Glo ons dit werklik? Glo ons in hierdie opstandingskrag? Dit verstaan ons ook nie, sê baie mense vir my. Eerstens is ons geleer om nie na vrouens se getuienis te aanvaar nie, en tweedens kan ons nie met ons verstande indink dat iemand wat dood was, weer lewe kan word nie.
Buitendien, niemand het hom gesien nadat hy sogenaamd opgestaan het nie. Ons verstaan hierdie dinge nie. Ons breine kan nie alles so maklik verwerk nie. En dit alles maak dat ons ontsteld is, hoor ek hierdie ouens sê, en nie meer weet wat om te glo nie, en so gaan die verstandspraatjies voort. En dan antwoord Jesus hulle. Hy kom na hulle toe. Julle het 'n gebrek aan begrip en is so traag van gees, want julle dink en praat verkeerd oor wat gebeur het. Julle het alles met julle verstand probeer uitwerk. Julle wil hê dat die Messias moet wees soos julle wil hê hy moet wees. Maar onthou julle nie wat die profete gesê het nie. Dat die Messias deur hierdie dinge moes gaan en dat hy moes ly, in sy heerlikheid moet ingaan. Julle praat van mag en van krag, van bande breek. Dit is hoe julle Messias verwag het. Maar hy het nie gekom in krag, nee, eerder in swakheid, in pyn, in seer kry, in lyding, deur die swaar kry, om God te kom verteenwoordig en dit te kom herstel wat weggegee was in die tuin, deur Adam. Ja, ons sit dalk in hierdie dag, en nou weet ons, dat Jesus ook met ons op hierdie pad wil loop. Het jy al 'n besluit gemaak om te sê, Jesus, ek wil saam met u hierdie pad stap. Ek wil hierdie jaar 2026 met u hand vat in my hand en Here, praat met my soos wat u, dat hierdie dinge wat met u gebeur het vir my 'n werklikheid word. Nie net verstandkennis nie, maar 'n werklikheid word. Nou sien ek toe hulle by die Emmausgangers huis aankom, wou Jesus verder gaan. Maar hulle nooi hom. Kom na ons toe. Ons harte word warm wanneer ons in die teenwoordigheid is. As gas van hierdie huis word Jesus die gasheer. Hier breek hy vir hulle die brood. Die breek van die brood wat hulle laat sien. Hulle laat ervaar wat met Jesus gebeur het. Dat sy liggaam gebreek is, dat die Messias nie met krag gekom het nie, maar juis met pyn en seer deur die kruis, deur Golgotha. Kom sit hy aan jou tafel ook in hierdie dag. En toe erken hulle hom. Ja, het ons nie nodig dat ons geesmens, waar ons geestelike oë toe is, vir die Here sal vra, Here, maak my geestelike oë oop sodat ek u kan sien. Toe hulle hom erken, toe ervaar hulle hom, toe beleef hulle hom. Erken en herken jy hom? Toe hulle verstand vir 'n oomblik oopgeskei word, toe hulle emosies een kant toe gaan, toe begin hierdie verhaal van Jesus vir hulle 'n werklikheid word. Asof hy in hulle plek gesterf het, asof hulle ervaar dat hulle harte warm geword het van sy teenwoordigheid. En toe hulle glo, het hulle hele lewe verander. Al was hy nie meer by hulle nie. Hulle staan dadelik op met hierdie warm gevoel in hulle binneste, want hulle geesmens is aangeraak deur die gees van God. Hulle hardloop 8 myl ver terug, om vir die ander te gaan vertel, wat hulle ervaar het. Al is hy nie by hulle nie, het hulle nie meer met hulle verstand gedink nie. Hulle het begin glo, dat Jesus 'n werklikheid is, want hulle het hom ervaar. In ons tyd, liewe luisteraar, is daar baie Emmausgangers, wat net Jesus en God die Vader met hulle verstand wil glo. Hulle weet van hom, maar het nie die ondervinding, die revelation van hom gekry nie. Kom ons vertel
van sy opstandingskrag as jy dit belewe. Moenie staan net by die dood uit nie, nee. Wys bietjie vir ander mense dat jy ook glo dat Jesus opgestaan het en dat hy by jou kom aansit het aan die tafel. Hy wil vir jou 'n ander uitsig gee oor die lewe. Ja, ons word siek, ons word neerslagtig, ons verloor moed, ons glo alles en almal het teen ons gedraai. Ja, ek verloor my werk, ek voel of ek op 'n opdraande pad loop, ek is so moeg en ek dra hierdie las. Niks wil vir my uitwerk nie, sê die mens. En ons soek, maar vind God nêrens, omdat ons hom nie toelaat om in ons teenwoordigheid inkom nie. Ek wil u vandag aanraai, wanneer jy moeg is, wanneer jy siek is, wanneer jy voel die lewe het jou hierdie klappe gegee, maak jou geestelike oë oop en sê, Hemelse Vader, kom en herskep my binneste. Dit wat seer is, Here, wat ander mense aan my gedoen het, kies ek vandag om u naam te verheerlik deur lewe te kies, die lewe wat Jesus vir my gegee het. Ja, opstandingslewe, 'n lewe vol van krag, 'n warm klop van God hier in my binneste wat vir my sê, ek is verlos deur die bloed van die lam. Wanneer jy nagmaal neem, dink daaraan. Hy het gesterwe, maar hy het ook opgestaan, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Nie siekte nie, nie dood nie. Ja, ons ervarings is in hom. Probeer om nie met jou verstand dit uit te redeneer nie, maar glo uit jou geesmens uit. Maak dit oop in hierdie dag en sê, Here, ek het u nodig. Kom o Skeppergees, lewendmakende Gees, wys my, ek wil saam met Jesus hierdie jaar 'n pad stap, sy stem hoor deur sy woord, maar ook deur sy Gees in my binneste, wat tot my spreek, laat ek 'n revelation, 'n openbaringskennis sal hê van wie Christus in my en deur my vir die ander kan wees, sodat ek ook kan hardloop met hierdie boodskap, om vir die wêreld te gaan vertel, Jesus red, Jesus verlos, Jesus maak nog steeds vry. Vergewe die wat jy moet vergewe, en spreek vry, sodat jy vry kan word, om 'n getuienis te kan wees in die jaar 2026, want dis waarvoor God ons geroep het. Kom ons vra hom in gebed. Hemelvader, maak ons nuut, want die wat in Christus Jesus is 'n nuwe skepsel. Ja, die ou dinge het verbygegaan, want ons het dit vir u gegee. Alles het nuut geword. Ons vat u hand, ons beweeg saam met u. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Amen. Shalom.